Goeiemôre. Jy luister na die 72ste oordeenking in die reeks Die Goeie Lewe. Ons tema vanoggend is: 'n verskil op skaal is 'n verskil in die hart. Die Gallup World Happiness Report gebruik die Cantrell ladder skaal as aanwyser van menslike geluk, positiewe gemoedstemming en negatiewe gemoedstemming. Met ander woorde, hulle vra mense om 'n leer voor te stel wat regop staan, wat genommer is van onder na bo, en elke sportjie van die leer verteenwoordig 'n nommer van 0 tot 10. Sport 0 verteenwoordig die slegste denkbare lewe wat jy vir jouself kan voorstel. Die 10de sport verteenwoordig die beste moontlike lewe wat jy vir jouself kan voorstel. 2 vrae word aan respondente gevra. Op watter sport van die leer voel jy persoonlik waar jy op die oomblik staan? Op watter sport dink jy sal jy oor ongeveer 5 jaar staan? Mens hoor dadelik dat huidige welstand en toekomstige hoop hierdeur geëvalueer word. Hoe sou jy vanmôre daardie vraag beantwoord? Waar sien jy jouself op die geluksleer staan huidiglik in jou lewe? Hoe antwoord jy dit? Waar dink jy sal jy oor 5 jaar van nou af staan? Hoe antwoord jy dit? As jy geantwoord het 7 tot 10, word jy geag as iemand wat floreer, in Engels thrive. Mense tussen 4 en 6 word geag dat hulle sukkel, hulle struggle. Mense wat tussen 0 tot 3 meet, word geag dat hulle ly, suffer. Dit is juis hier waar gedeelde eetes inkom as 'n beduidende faktor in menslike welstand, positiewe gemoedstemming en ook die afname in negatiewe gemoedstemming. Met ander woorde, mense wat saam eet dui aan dat hulle oor die algemeen meer gelukkig is, dat hulle meer positiewe gemoedstemminge ervaar en minder negatiewe gemoedstemminge, of dat daardie negatiewe gemoedstemminge hoër meet as wanneer hulle alleen sou wees. Navorsers was bekommerd dat mense se inkomste, met ander woorde hulle vermoë om kos aan te koop, 'n sterker aanwyser sal wees dat mense nie saam eet nie. Maar dit is nie die geval nie. In sommige armer lande eet mense dikwels veel meer saam met ander as in ryk lande. Baie ryk mense eet soms alleen. Die rol van gedeelde eetes is so duidelik dat daar 'n toename in geluk, positiewe gemoedstemming en die afname van negatiewe gemoedstemming is, soos wat gedeelde maaltye toeneem. Mense wat slegs 1 maaltyd per week saam met iemand eet, het beduidend hoër gemeet as diegene wat geen maaltyd saam met ander eet nie. Dit verteenwoordig 'n 6% toename op die Cantrell ladder skaal. Daarna, mense wat 2 tot 5 maaltye per week eet, was 2% gelukkiger oor die algemeen. Daarna van 5 tot 8, 9 tot 10 en 11 tot 13 maaltye, was daar telkens 'n 2% toename in geluk. Diegene wat gemiddeld 13 gedeelde maaltye saam met ander eet per week, het die hoogste gemiddelde evaluering van hulle lewe gemaak. Dit lyk na klein persentasie toenames, maar uiteindelik verteenwoordig dit 'n 25% verskil van mense wat alleen eet, tot mense wat 13 maaltye of meer saam met ander spandeer. Gestel kinders eet 7 aandete saam met hulle gesin. Voeg 'n Sondagmiddag ete daarby. Dan beteken dit as hulle 1 pouse per week saam met 'n kind eet, kom hulle uit by daardie 13 maaltye per week. Ons kyk na hierdie verskil op skaal, maar as jy mooi daaraan dink, is dit die verskil in die hart van 'n kind, in die hart van 'n bejaarde, in die hart van 'n volwassene, wat saam met iemand hierdie maaltye deel. Gestel 'n gesin fokus glad nie op gedeelde maaltye by die huis nie. En die kind voel dalk alleen by die skool ook en sukkel om maatjies te maak. Is so 'n kind eintlik vir die wolwe gegooi. Hulle is in 'n veel slegter situasie as hulle ewe knee, met diep belewennisse van eensaamheid en verwerping. Net deur saam aan tafel te eet by die huis, verhoog ek my kind se lewensevaluering en positiewe gemoedstemming dramaties.
Dit het navorsers al oor en oor gesê. Kinders wat geborgenheid by die huis ervaar, wat in 'n positiewe atmosfeer om die tafel sit, opbouende gesprekke hê, oor geloof kan praat, waar kinders weet hulle het 'n vaste identiteit en word onvoorwaardelik aanvaar. Daar is kinders meer geneig om die storms van die lewe te trotseer en te weet presies wie hulle is. Hulle geluk en identiteit is daar veranker. Maar dit geld nie alleen vir gesin wees nie. Ek dink dit bring verrassende en kreatiewe perspektiewe op ons eie roeping in die Here. Waar ek my ook al bevind, kan ek uitkyk vir mense wat alleen eet en hulle uitnooi om saam te sit. By die werk, waar iemand alleen sit en eet, trek hulle nader. By die skool, kyk uit vir 'n maatjie wat alleen sit, 'n nuwe maatjie daar. By die kerk, jy staan in 'n kringetjie en gesels en jy sien, hier staan 'n man en vrou alleen een kant, of 'n man alleen, of 'n vrou alleen, of wat ook al. Trek hulle nader en sê, kom staan hier by ons en koffie drink. Waar is jy vandaan? My naam is. Nou aan die aftreeoorde. Net hier jou buurman of buurvrou oor te nooi, kan 'n bediening op sy eie wees. Ek kan julle vanmôre verseker, dat deur die loop van my bediening, het mense hoeveel keer, wat 'n lewensmaat aan die dood afgestaan het, vir my vertel hoeveel het hulle bure, die mense wat om hulle bly in die aftreeoorde vir hulle beteken. Soms 'n bord kos gebring, net by hulle kom sit. Maar wat dikwels die meeste vir hulle beteken, is 1 keer 'n week, 2 keer 'n week, sal hulle by mekaar aan huis sit en saam kos geniet. Voordat ek getroud is, het Tannie Hetty Prinsloo my eenmaal per week geskakel om my bord kos daar by hulle te gaan haal. Soms het ek daar geëet, soms het ek dit saamgeneem omdat ek tussen afsprake was. Dit was Tannie Hetty se manier om vir my te sê, jy is deel van ons groot familie. Jy is nie alleen nie. Die dag toe ek getroud is, het sy vir my gesê, my kind, nou het jy 'n vrou, en sy kan nou vir jou sorg. Ek sal daardie tyd van my lewe en Tannie Hetty se bordkos eenmaal per week nooit ooit vergeet nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons vra dat U ons sal vul met U Heilige Gees, dat ons die vrug van U Gees in ons lewe sal bly inoefen. Liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Ek weet dat ek aan Christus Jesus behoort, en ek kruisig my hartstogte en my begeertes wat nie in pas is met U Gees nie. Help my om nie verwaand te wees, ander uit te tart of jaloers te wees nie, maar help my om in 'n gees van sagmoedigheid ander reg te help. Deurgrond my siel, o Heer, dat ek myself blywend ondersoek en my hart voortdurend tot U bekeer. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde, en mag jy vandag saam met iemand eet.